In Markus 14, daarvan vers 56 af lees ons dat baie mense vals teen Jesus getuig het, maar die getuienisse het nie met mekaar ooreengestem nie. Sommige het toe opgestaan en valse getuienis teen hom afgelê deur te sê, ons het hom hoor sê, ek sal hierdie tempel wat met hande gemaak is afbreek en in 3 dae 'n ander bou wat nie met hande gemaak is nie. Maar ook hieroor was hulle getuienis nie eenders nie. Sommer vroeg in Markus se evangelie daar in hoofstuk 3 vers 6 lees ons al dat die fariseërs uitgegaan het en 'n komplot met die Herodiane gesmee het teen Jesus om hom om die lewe te bring. Hulle was van die staanspoor afgekant teen hom en sy nuwe lering en sy bediening. Een van die hoofredes was omdat Jesus hulle godsdienstsisteem nie net kom deurmekaar krap het nie. Hy het die spreekwoordelike appelkar omgegooi. Wel, hy het natuurlik ook die handelaars se tafels in die tempel fisies omgeskop. Jesus was fed up met die wettisisme. Ons moet tog teen hierdie tyd dit deeglik weet. Hy het nie die Joodse godsdiens kom bevorder nie, allermins. Hy het dit ook nie net plek 'n bietjie kom aanpas of probeer verbeter nie. Jesus het letterlik 'n einde daaraan gemaak en in die plek daarvan sy nuwe verbond, sy nuwe bedeling van genade finaal kom vestig. Daardie eerste komplot om hom dood te maak, skryf Markus, kom juist direk nadat Jesus een van die grootste Joodse instellings kom herstel het, naamlik hulle manier van Sabbatsviering, wat natuurlik eerder 'n straf was as 'n viering. Vir die Fariseërs was Sabbatsonteiliging en godslastering erge strafbare oortredings, maar natuurlik net volgens hulle interpretasie daarvan. Verder was hulle ook blind van woede oor Jesus na homself verwys het in die messiaanse term seun van die mens. Maar in plaas daarvan dat hierdie sogenaamde skrifkenners hom as die Messias herken het, is hulle so verblind deur hulle eie geregtigheid en godsdienstige ambisies, dat hulle nou die gestuurde gesalfde wil doodmaak. En vanweë die gebrek aan waarheid is alwaaraan hulle kan dink, en omdat Jesus so duidelik uitstaan as die Christus, die Messias, om maar komplotte te smee, en daarom koop hulle mense om valse en teenstrydige getuienis teen hom op te dis. Nou ja, vir my en jou beteken dit dat ons baie versigtig moet wees dat ons nie in die Fariseërs se struik trap en dalk met ons woorde of ons stilswye of dalk met ons gesindheid of ons optrede teenoor ons naaste ook 'n vals Jesus voorstel nie. Herken vir Jesus, die ware Jesus. Ken jy die ware Jesus? Of het jy ook vir jou 'n eie prentjie geskep van hoe jy graag wil hê hy moet wees? Dalk moet ons sy biografie maar weer lees. Kom ons bid saam. Here Jesus, bewaar ons van eie geregtigheid en dat ons aan U dink en oor U dink met ons eie vooropgestelde idees van hoe ons graag wil hê U sou moes optree. Help ons om eerlik in die woord te soek, in die evangelies, wie U is, wat U kom doen het en wie U ook vir ons is en vir die hele wêreld. Leer my om daardie waarheid elke dag opnuut te ontdek. Ek bid dit in U naam alleen. Amen.